vir die voorhou. Psalm 29 vers, die laaste versie. Die eerste vers sê, gee aan die Here eer en sterkte, o hemelinge. En die laaste versie sê, die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede. Nou hierdie eerste versie is vir my so 'n pragtige versie, dat die Here praat eintlik met die hemelinge, met ander woorde, met almal. Hy sê, gee aan die Here, van ons kant af, moet ek aan die Here eer en sterkte gee. En dan sê hy, ek sal jou sterkte gee. Nou jy weet, ek kyk, ek dink na so 'n halwe storie, of wat ook al, van 'n boksgeveg. Maar voor hierdie ou gaan boks, toe sê sy vroukie of vir hom, hoorie, so ek is klaar met jou. En hy sê, man, asseblief, dat ek net gaan boks en praat, so nee, sy sê, jy sal my nie meer hier kry nie. Maar, terwyl hy nou weg is om te gaan boks, kom hy by die bokskruit, en die mense is daar, die ligte skyn op hulle, en is 'n geweldige groot geveg wat gaan plaasvind vir 'n wêreldtitel. En terwyl hierdie dinge so afspeel, toe kom hierdie ou daar en hy begin 'n boks. Die eerste ronde, toe slaan hy ander ou om uitmekaar uit, want hy gaan van een se kant na die ander kant toe, moet hy weghardloop vir die ou. En hier by die derde ronde, toe slaan die ou hom plat op die aarde. En terwyl hy nou daar lê, en hulle begin hom uit te tel, 1, 2, toe sy vroukie, hierso by die kant van die draad, en sy sê, skreeu vir hom, ek het jou lief, staan op. En sy oë is half toegeslaan, en hy lê so doodstil, en hy hoor net sy vrou se stem. En hy loer so met sy toegeswelde oë, en hy sien nie by die kant van die draad, is sy vroukie wat dit so vashou, en skreeu, staan net op, ek is lief vir jou. En ewe skielik, toe kom daar 'n krag of 'n sterkte in hom in. En hy staan op. En toe hy so opstaan, toe is hy nog half bedwelmd. En hierdie fris ou staan, en hy storm op die ouetjie af. En in sy wanhoopposisie waarin hy is, toe kom daar 'n sterkte in hom in. En hy slaan hy ander ou met 2 houe, dat hy nie weer kan opstaan nie. Liefde is die enigste iets wat vir ons sterkte kan gee. Baie mense is wanhoopig. Dit voel of dit die einde van jou wêreld is. Maar daardie liefde wat hier binne in ons gebore is, as dit tevoorskyn kom, dan kom daar 'n sterkte uit 'n mens uit op. Ou Lahani se seun was Neil se vriend gewees, en ou Herklaas, sy pa en sy ma's uitmekaar uit, en sy gaan na
bly in 'n woonstel en hy wil sy vrou nie meer sien nie. Dit is maklik, jaag jou vrou weg of jou vrou jaag jou man weg vandag. Dan stem almal saam, al die jare het die persoon swaar gekry, en al die jare was dit so. As hy sit in die woonstel, ou Herklaas het 'n ander vroukie gekry, wat by hom bly, 'n mooi huis gehad, en terwyl sy in die woonstel sit, toe dink sy dink aan haarself, hulle het 3 kinders gehad, ou Jacques en die 2 meisiekies, en sy sê, maar hoorie, dis mis my man. Al het hy nou na 'n ander vrou toe gegaan, maar is my man. En hier kom 'n sterkte by haar op. Haar liefde vir hom bou op. Al die jare moet ek dit prys gee. Nee, sy staan op. En sy gaan na daardie huis toe wat haar huis is, of wat haar huis was. Sy stap in die huis in. En hier is die ander vrou. Die ander vrou sê vir, wat soek jy? Dis my huis. Sy sê, nee, dis nie jou huis nie. Dis my huis. Sy sê hier binne in haar kom so sterkte. Sy stap na die kamer toe met 2 swart sakke. En sy maak hy handkas oop en sy vat die vrou se klere en gooi dit in die sak. En nou Herklaas het nagdiens gewerk en hy slaap. Maar daar kom so krag in hierdie vrou op, dat sy besluit, vergeet alles. En die vrou sê, hey, dis my klere daai. Sy sê, dis waar, maar dis nou nie meer welkom in hierdie huis, en sy gooi dit daar oor die draad, oor die hek en so aan, en dis aan die ander kant, en sy hardloop nou Herklaas toe. En sy sê, maak hom wakker en sê, Herklaas, jou vrou het my klere uitgegooi. Maar sy sê, die kom 'n sterkte in haar op. En sy gryp hierdie vrou. En sy hardloop en sy maak die hek oop en sy gooi haar ook in die straat. Ek wil vir u sê, die Here het dit vir haar gegee. En ou Herklaas is toe baie kwaad en sê vir haar, hoorie, so ek en jy is nou nie meer by mekaar nie. Sy sê, luister, ek is terug in hierdie huis. Ek en my kinders hoort hier. Wat ek hiermee wil sê is, baie kere lyk dit vir jou of jy alles verloor het. Maar die belofte van die Here is, ek sal vir jou sterkte gee. Die Here sê nie, ek gaan miskien vir jou sterkte gee nie. Die Here sal jou sterkte gee, en daai sterkte wat hier in jou opkom, is 'n onoorwinnelike motivering wat jy kry, en jy wil dan sommer berge versit. Hoeveel kere in ons lewens het ons opgegee? Sê wel, is nou maar verby. Ek is gebore om te suffer. Ek is nou maar op daai plek. Die Here kom by Abraham. En die Here sê vir Abraham, Abraham, trek uit jou huis, uit jou familie, en gaan na 'n land wat ek jou sal aanwys. Nou moet jy weet, hier is hy by sy familie, daar's genoeg kos, alles is genoeg, hy het 'n paar skapies, dis al wat hy het, en hy het 'n vrou, hy het nie 'n kind nie, hy het nie 'n erfgenaam nie, hy het niks nie, maar hier kom 'n sterkte in hom, op, wat vir hom sê, Abraham, daar wag iets pragtigs vir jou voor. Hy kan nie
kos wat vir padkos nie, maar hy het opgestaan en hy het uit sy familie uitgetrek. Sy pa het hom gekeer. Sy broers het vir hom gekeer en gesê, hoorie, wat maak jy? Jy maak 'n gemors van jou lewe. Maar die woorde van die Here wat sê, ek sal vir jou sterkte gee. Gaan net op die pad wat ek jou wil hê. Broer en suster, die weë van die Here is regverdig. Al lyk dit nie regverdig nie. Maar Abraham kon maklik gesê het, ek sien nie kans nie. Ek wil vir u sê, dan ons nie 'n vader van geloof gehad nie. Maar omdat hy die sterkte van die Here gevoel het. Nou sê die Bybel, hy gaan nie miskien vir jou sterkte gee nie. Hy gaan dit nie moontlik vir jou maak nie. Maar hy sê, as jy die sterkte ontvang, dan gaan jy opstaan en uittrek. Ons kom baie keer in stadiums waar ek voel, ek gaan maar hier so bly. Dis maar my plekkie. Ek gaan nie hoor of ek weet, daar is nie werk in Villiers blanke hou nie. Daar is nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy gaan opstaan, dat hierdie sterkte in jou kom, dan maak jy soos Profani. Hy kloof op, hy staan op, en hy sê vir homself, ek sal gaan, want die belofte van die Here is, ek sal vir Fani sterkte gee, ek sal dit doen, en ek wil vir u sê, as die Here sê, hy sal, dan sal hy vir jou laat bo uitkom. Dis hoekom is hy die Here, en hy sê, ek sal dit vir jou gee. En Abraham het moeilike dae gehad. Ek wil vir u sê, die belofte wat hy gekry het, ek sal vir jou 'n sterk man maak, dat jy 'n pragtige kind moet hê, het hy maar net geglo, en het maar na 'n ander vrou toe gegaan om ou Ismael te kry, ensovoorts. En ek dink, dit is nou maar my ou erfgenaam. Maar as die Here vir jou sê, hy gaan vir jou sterkte gee, om bo uit te kom, dan sal jy bo uitkom, broer en suster. Maar, jy sal alles moet prys gee. Jy sal vir die wêreld se plesiere moet prys gee. Jy sal sonde moet agterlaat. Dinge wat vir jou lief is, sal jy moet vergeet, dat hierdie sterkte in jou kom. En weet jy, broer en suster, baie mense, ek wil vir u sê, het getuig, dat 'n dag aan hulle lewe aangebreek, wat hulle skielik gevoel het, maar hier gebeur iets hier binne in my. Hoekom sit jy in 'n toestand baie kere, dat nog nie iets met jou gebeur nie. Maar as jy die woord van die Here vanmôre aanneem, en sê, ek is die volk van die Here. Wie van julle is vanmôre die volk van die Here? Steek met julle hand op. Nou sê die Here vir jou, ek sal jou stysie, ek sal vir jou krag gee, ek sal vir jou sterkte gee, al lyk dit baie keer donker, lyk dit hoe, ek sal, sê die Here, nie miskien nie, as hy sê hy sal, dan sal hy dit doen, want hy is 'n waarmaker van sy woord, en God kan nie lieg nie. Hoor jy vanmôre, broer en suster, hy kan nie lieg nie. Daar's beloftes in die woord, wat mooi is, wat die Here vir ons sê, maar ons moet opstaan, en sê, ek verlaat die vlakke kus, ek verlaat hierdie pad, ek gaan strewe na 'n volkome oorwinning, en ek gaan vat
wat die Here vir my gee. Nou sê die Here, as jy weet wat ek vir jou in gedagte het, nie onheil of armoede of swaar kry nie, ek wil vir jou 'n oorvloedige lewe gee. Maar wat moet jy eers doen? Abraham het 'n keuse om te maak. Moet ek hier bly of moet ek nie hier bly nie? Moet ek gaan of moet ek nie gaan nie? Nou broer en suster, as ek Abraham was, sou ek dalk nie gegaan het nie. Is dit nie waar nie? Dis 'n onbekende wêreld waar die Here hom instuur. Buitekant sy ouer huis, buitekant sy omstandighede, is 'n wrede wêreld. Daar's diewe, daar's skelms, daar's moordenaars, daar is alles wat sleg is buitekant jou huis. Maar as die Here vir jou sê, beweeg, moet jy beweeg, want dan sê hy, ek sal jou skild wees. Ek sal jou beskerm. Ek sal met jou wees. Maar al wat die Here vra is, beginne beweeg. Vanmôre wil ek vir elkeen van julle sê, die Here sal vir jou sterkte gee. Ek en u moet dit vanmôre ontvang. Nou hy kan ons sterkte gee om onsself te verdedig of wat ook al. Maar hy moet my sterkte gee dat ek die lig wat in my is kan oordra na ander een toe. Baie maklik kan ek met my mond iemand baie seer maak en sê, luister, ek het daarom sterkte om dit te doen. Maar nou die tweede gedeelte van hierdie skrif is, ek sal my volk seën met vrede. Nou broer en suster, sterkte kom, word seëning gebore en vrede. Ek kan miskien vanmôre in my muscle sê, hoorie, ek is nie bang vir iemand nie, dis my territory, soos hulle baie mense sê, dis my behoud, of wat ook al. Dis nie 'n waarborg nie. Die waarborg is die seën van die Here. Rufani het uitgetrek en het iets gedoen wat miskien baie mense gesê dis onmoontlik. Maar toe hy begin beweeg en daai sterkte van die Here kom, wat word toe gebore? Sy vrou getuig het vanmôre. Toe kom die seën van die Here tevoorskyn. Verstaan julle? En nou is die seën van die Here daar, wat gebeur nou? Nou kom vrede in die huis. Is dit nie waar nie? Ons wil almal sterk wees, om vir almal te wys, jy sal maak soos ek sê. Ek is die baas. Is dit nie waar nie? So is lekker om baas te wees. Is lekker om te regeer. Is lekker om, sê maar, vir mense sê, maak so, en hulle moet dit maar maak, as dit nie wil maak, die klappe kom. Dis maklik om dit te doen. Maar as jy uit jou vader sy sê maar, soos die een nou sê, my pa vloek as hy skrik, nou kan ek ook vloek as hy skrik. Die Here wil jou uitlei, weg van jou familie en jou geslag waar jy kom. My vrou getuig baie, dan sê sy vir my, haar ma was so kwaai. Sy het lat in haar hand gehad as hulle dorp toe gaan. En hulle moet loop, hulle moet vinnig loop en by mekaar bly. En as die een nie lekker is, dan slat sy hom sommer daar voor almal. Sy sterk, maar het swaar gekry. Jou sterkte bring nie seëning nie, broer en suster.
dit gee net vir jou moed om dit te doen. Verstaan nie? Waar staan jy vanmôre in hierdie lewe? Hoeveel mense het jy met jou sterkte bitter seer gemaak? Maar jy wil die seëning van die Here hê. En die Here seën jou. Jy is sy volk. Hy sal dit doen. Maar die laaste punt is die belangrikste: vrede. Jou sterkte, jou seëninge, bring dit vrede na die wêreld toe? Waar kom hierdie ding vandaan? Ek is sterk, ek is geseënd, maar ek is nie 'n vrededraer nie. As hulle my sien in die strate loop, dan sê hulle, ons moet pas op. Hier kom iemand aangestap. Ons moet nou in ons spore loop. Ek wil vir jou sê, wat sê die Here Jesus? Salig is die vredemakers. Hulle is kinders van God. Is dit nie mooi nie? Nie sterk ouens nie. Nie omdat jy geseënd is nie. Maar as jy in 'n huis instap, daar was 'n oom Steenkamp, hy was 'n pastoor gewees, jare gelede. Dan stap hy in 'n huis en waar dit verdeeldheid is, dan gaan sit hy net in die sitkamer. En dan ewe skielik kom daar vrede in die huis, sonder om 'n woord te praat. En hulle vra vir hom, wat is jou geheim? Dat jy daai vermoë het om net te sit sonder 'n woord, dat alles in vrede verander word. Hy sê, ek het geleer, as ek iemand anders seer gemaak het, om my offer te los en te gaan regmaak. Volg jy? Los jou offer. Gaan maak, en moenie jou seëninge dink dis die ewige, en jy kan sterf vandag, dan het jy niks. Onthou dit bietjie. Dit wat ek en u vanmôre besit, is goeders wat niks beteken nie. Die betekenis van Suid-Afrika is, dat die vrede in Suid-Afrika kom. Daar in die Midde-Ooste vandag, is die oorlogskepe daar, die vegvliegtuie is daar, alles. En in Pakistan, vanmôre, is 'n klompie afgevaardiges, met 'n begeerte, om vrede te maak. Verstaan nie? Amerika, die sterkste land op aarde. Hy het 'n klomp reëls vasgestel, maar hy wil oorlog maak. Hy wil skiet en mense doodmaak, geboue bombardeer. Dit is nou maar 'n oorlogssituasie, en ons sê dit is wel met ons siel. Maar ek wil vir u sê, die belangrikste is om vrede in jou lewe te kry. Die Here Jesus kom by sy disippels, daar in die bovertrek. Wat is sy woorde? Toe hy so instap, en sy disippels sit daar, en hy sê hierdie woorde, vrede vir julle. Waar is die disippels? Platgeslaan op die aarde. Hulle is niks. Die kerk van daai tyd wil hulle stenig en alles in die tronke gooi wat hulle ook gedoen het, ensovoorts. Maar Jesus verskyn, en hy sê vrede vir julle. Vanmôre is my behoefte nie om te sien die sterkte wat ek het, of die seëninge wat ek het nie. Dis van nul waarde. Die waarde vanmôre is vrede. Suid-Afrika, soos wat Ramaphosa op 'n stadium gesê het, al die ouens onder 45 as
dinge erg raak, gaan hulle al die mans onder 45 gaan opgekommandeer word, en hulle moet daar na Iran toe gaan om saam met Iran te veg teen Amerika, né? Dis wat hy sê. Ek wil vir u sê, oorlog is 'n lelike ding. Oorlog is jou familie verdwyn. Jy verloor jou arm, jy verloor jou oog, jy verloor jou bene. Dis hoe lyk mense. Suid-Afrika vanmôre het vrede nodig. Villiers het vrede nodig. As ek en u iemand op die pad seer gemaak het, in jou familie, al bly hulle in Boksburg of in Brakpan of in Pretoria, gaan bely en maak vrede. Dan is die sterkte en die seëninge iets werd. Is dit nie waar nie? Ek en u het vanmôre iets om na die Here toe te kom en sê, Here, u het beloof, u gee my sterkte. U het beloof, u gee dit vir my. U het beloof, u gaan my seën. Ek is geseën. Almal kan dit sien. Dit kan ons almal sê, broer en suster. Ek is geseën. Die getuienis vanmôre was vir my pragtig van die suster, wat sê hoe die seën van die Here daar is. Maar daar is iets wat verder is, wat die belangrikste is vanmôre. Vrede. Huise breek uit mekaar uit vanmôre. Kinders vloek hulle ouers. En die ouers moet maar terugstaan. Hulle het nie meer krag. Die ouers sterker as die ma en die pa saam. Hulle beledig mekaar. Maar hy sterk. Hy's geseënd. Maar het hy vrede. Vanmôre wil ek vir jou vra. Het jy vrede? Is jy 'n vredemaker? Of bou ek op my sterkte? Ek wil hê almal moet sien ek het muscles. En ek is sterk. I'm the man of the match. Ensovoorts. Hierdie ou lê op die grond. En liefde tel hom op. Jesus Christus hang aan die kruis. En sy laaste woorde is, Vader, vergewe hulle. Ek wil eerder vrede hê, as om hulle te verdelg. Hy kon maklik daai oomblikke gesê het, die Bybel sê, hy kon wat ouens geroep het, engele geroep het, linies vol, om Jerusalem se soldate, die Romeinse soldate en al die kerk van daai tyd, daai mense is, kon hy in 'n oomblikse tyd verwoes het. Maar sy liefde openbaar hy, en hy sê, ek soek net vrede. Ek wil nie hê, een van julle moet verlore gaan nie. Maar almal, broer en suster, dit sluit my ook in vanmôre. Dit sluit u in. Kom ons word vredemakers. Die Here sê, ek sal jou seën met vrede ook. Is ons begeerte nie vanmôre almal? Ek wil net vrede hê. In my huis wil ek net vrede hê. Ek wil vir u sê, terwyl ek laasnag wakker word, en ek voel elendig, ek voel my kragte is net nie daar nie, en ek voel sleg. Toe sê ek, Here, help my, om die liefde wat vrede bring, dat ek 'n draer van dit sal wees. Is dit vanmôre u begeerte? Of wil u nog steeds aangaan? En dit sê, luister, ek is the man of the match. Hoor jy wat ek sê?
Baie mense klap 'n kind van die een hoek na die ander kant toe. Sterk. Maar om die kind in liefde te vat, laat daar vrede in sy hart kan kom en oorwinning kan kry. Ek voel in my hart vanmôre, hier's 'n weemoed in my hart. Here, ek het nie altyd die vermoë om vrede saam met my te dra nie. Ek het die sterkte om vir almal te wys. Ek het vir almal wys, ek het 9 hoenders by my huis. Ek is geseënd. Alles kan ek vir u wys vanmôre. Maar ek het nie altyd vrede in my lewe nie. Voor ek my kon kry, staan er die dag daar voor my winkel. En daar is so, sê maar gewerskaf, en tussen 2 swart en 'n man. En ek tog toe hulle beklei. En toe stap ek ook nader. En ek wys vir die swart persoon hoe sterk is, en ek slat vir hom eenhou, dat hy eintlik amper bomme kiesie slaan, ensovoorts. Daai aand, dit is nou vir my 'n prestasie, my sterkte is goed. Maar daardie aand, sê die Here van my, jy's 'n vredemaker, wat jy nie is nie. Jy's sterk wel, ek het dit vir jou gegee. Ek het al hierdie dinge vir jou gegee. Maar hoekom het jy nie vrede gemaak nie? Hebreërs, in my hart vanmôre roep ek na die Here toe en sê, Here, ek wil 'n vredemaker wees. Ek wil vanmôre om vir elkeen in hierdie banke te sê, word vredemakers. God seën jou vanmôre met vrede. Uit jou vrede uit word 'n vredemaker. Jy's mos 'n draer van dit. Of is ons nie draers van vrede nie? Ek het 2 dinge in my lewe. Ek is geseënd en ek is sterk. Maar ek het nie vrede nie. Ek kan nie vrede wys nie. Ek wil eerder my muscles wys. Broer Aspen, hy sê hierdie woorde. Hy sê, broer, jy ken my nie. Ek is 'n ander man. Moet net nie op my tone trap nie. Verstaan nie? Moet net nie met my sukkel nie. Dan sal ek jou wys hoe sterk is ek. Dis nie 'n prestasie om sterk te wees nie. Is 'n prestasie om vrede te dra. Die skaapwagters is in die veld met hulle skape om hulle. En engele verskyn aan hulle. En die engele sing vrede op aarde en die mens 'n welbehae. Hy het nie gesê Jesus het gekom om te wys hoe sterk is hy nie. Hy is sterk. Maar Jesus het gekom om te red en te verander, dat ons vredemakers kan word. Is jy vanmôre besitter van jou vrede? Hoe sien die wêreld jou en vir my? Broer en suster, ek voel eintlik vanmôre hier so hartseer in my hart, teenoor my van myself. Here, ek wil ook maar baie keer vir die ouens wys ek is sterk. Ek wil dit wys, ek wil hê hulle moet dit verstaan. Dis my area. Ek sal nie laat mense met my mors nie. Maar is dit nie 'n beter prestasie om te sê ek kan vrede maak? Hierdie vrou wat ek vertel het van mevrou Jardine Aghlani, toe sy het daar ingestorm en die ou meisie op die en sy en haar man is daarna baie gelukkig, daar was vrede in hulle huis. Maar jy moet toetree na die sterkte wat
moet tevoorskyn kom. Wat doen mense vandag? Dat twee mense uit mekaar uitgaan. Wat sê die ouers? Ek het die mens gewaarsku. Dit is 'n slegte vrou daai, dit is 'n slegte man. Maar wat sê God moet ek doen? Ek moet vrede maak. Dat die gevalle mense weer by mekaar kan kom. Maar ek kan nie vrede maak as ek nie vrede het nie. Ons buig ons hoofde. Here Jesus, ek kom vanmôre na U toe. Hier in my binneste vanmôre wil ek eers vir myself bid, Here, om te sê, Here,